Trou is die begin van 'n reis. Een wat dikwels vol hoop en drome begin. Maar na die trouklokke stil word, wag die werklikheid, kompromieë, uitdagings, misverstande en dieper liefde as wat jy ooit gedink het moontlik is. Trou is die perekoop nie. Neem jou saam met die eerlike en soms snaakse en soms pynlike verhale van huwelike. Die mooi en die moeilik. 'n RSG Bekbazaar waar ons oop kaarte speel oor hoe dit regtig is om saam te leef. Gaan jy begin of ek? Jy kan begin. Jy se begin van die begin. So hierdie is permanent 'n gesprek wat ek en Solomon Kibedu het. Ek is Eloise Kibedu, hy is Solomon Kibedu en ek weet ons is al omtrent klaar met hierdie eerste reeks van Trou is die perekoopie en daar's nog steeds mense wat wonder, is ek en Solomon getroud? Yes. Die antwoord is nee. Is hy my broer? Nee. Is hy my kind? Nee. Daai vraag het gekom. Hy vraag het al gekom. Ja, iemand het my gevra, is hy my kind? Toe gaan ek Das weet dit in kinderswangerskappe, maar okay. So, jy is hier by Trou is die perekoopie met die 2 Kibedoes en ons praat oor alles en nog wat met die troudag en dan ook die huwelik te doen. En die laaste ruk het ons 'n bietjie gefokus op die huwelik want ek dink ons raak 'n bietjie te ligsinnig as jy heeltyd net wil praat oor harre, gremering, venues, want daai is 'n dag. Ja. Die goed wat ons oor praat, kan vir 'n leeftyd reperkusies hê, nee. 100%. Kyk, hulle sê is maklik om iemand uit te vra. Is moeilik om daai persoon te hou. Met daai persoon te bly. Is maklik om te troudag te reël. Is moeiliker om getroud te bly. Absoluut, jy maar wanneer na die statistieke kyk, gepraat van statistieke. Ons wil 'n baie praktiese gesprek vandag hê. Die vrou wat hier kom, werk met verskillende mense, verskillende fases van hulle lewens. Denise Fourie is 'n finansiële beplanner, welvaartbestuurder by 'n baie bekende, ek gaan sommer sê by PSG Wealth, Silver Lakes hier in Pretoria. Ons praat met haar by RSG bekend toe ek van noem van hierdie podcast potgooi net, toe sê ek nee ouens, ek het juice, come on, wat ek met julle kan deel, en die juice kom uit ervaring uit, en wat sy geleer het oor die jare met mense se boedels aan mekaar sit, se finansiële beplanning, want dis die move nie. Ek bedoel, 'n boedel kom eintlik eers in werking as die een nie meer daar is nie. Ja, maar jy moet die ding nog one time beplan, man. Exactly. Ek bedoel, daar is 'n geldjie wat afgaan elke maand daar by die debit orders van my. En as jy nie iets in plek het, dan kan dan niks geld, niks gaan nie. Exactly. Dan is daar issues. Ek dink julle het nou al, ek dink baie keer die kliënte dat hulle wonder al wat gebeur as jy doodgaan. Ek dink kom ons gaan 10 stappe terug. Ja, okay. Dis wat ons gaan doen. Maar vertel eers vir mense, hoe lank doen jy hierdie, dat ons net 'n bietjie perspektief kry van hoekom is jy dan nou vandag se kenner? Ja, so ek is self gelukkig getroud. Ek spot altyd my man Jandrey, sê ek vir hom, kyk, egskeiding het ek nog nooit aangedink nie, maar dood al 'n paar keer. Okay, so syne of joune? Beplanning, Eloise. Alles is in die plan, maar ja. En ek maak ook baie keer die grappie om vir hom te sê, ons albei is dood meer werd as wat ons eintlik lewendig is. So, so ons beplanning, dis nie daai scenario van die mechanics se karre stikkend nie. Ek beplan om eenmal 'n jaar. En 'n ander grappie wat hy ook partykeer met my maak, is, kyk, hy betaal nie fooie nie, ek doen dit uit die aard van die saak verniet vir ons, dan sê hy nee, hy gaan sy finansiële adviseur fire, dan sê ek, jy kan net iemand fire wat jy betaal. So, so dis, Jandrey is nou heel op die lappe uit. Hierdie klink na 'n gesonde huwelik. Presies, waar is die boundaries? Ja, so ons is, 2009 getroud, so ons gaan hierdie jaar, wat is die sommetjie? Ek het al opgehou tel, as ek dink, ek dink toe 9
Plus 16 jaar. 16 jaar. So dis- Wanneer is die troudatum? Die 19de Desember. So Ons ons is het amper 16 jaar. in die Noord-Kaap getroud, was 40 grade toe ek daar uitgeklim het die 19de Desember, jaar ek en ek bedoel het ek. flou geraak vir die kansel. So ek weet nie of hy gedink het o hel, wat gaan nou hier gebeur nie, maar so ja, ek dink as gevolg van die hitte. ja, dit As was hy net so hot. Of is dit die hitte? Is dit daar is 'n goeie comeback, ja. Nee, ek dink dit was die korset en die, Ja, en die kombinasie. ja. Maar So- ja, hy's hot actually. Dis Ja, dis en ons het die eintlike. 2 seuns, Liam en Evan, 13 en 9 jaar oud. So kyk, ek dink as mense dink jy gaan kinders kry om 'n huwelik reg te maak, dis is om 'n drukkoker toe te maak, nê. Dit die pressure is net erger, so moenie dit doen nie. Ja. En ja, so ek bly in Hartbeespoort in die Noordwes, maar ek werk by PSG Silver Lakes. Ek is toegelate prokureur, nie praktiserend. So julle gaan dalk vandag vir my 'n paar vragies vra wat 'n bietjie meer in die praktiserende prokureur se kraal is. Ja. So kan julle daar met iemand ook in kontak sit as julle daai gesprekke wil hê. Maar ja, dit regsgoed het so baie bearing op ons werk elke liewe dag. So ja, ek sê er 2008 wat ek was eers bietjie gepraktiseer. Ek het egskeiding so 'n paar jaar gedoen. Dis nie die lekkerste werk nie en jy sien wat se seer is daar. En ja, ek's uit die praktyk uit en ek's in die finansiële industrie. Ek het eers vir 'n baie lang tyd regsadviseur en nakomingswerk gedoen en ek is sedert 2016 by PSG. So ja, doen al lank, jy weet doen al lank, het al baie goed gesien. En ek sê altyd as jy nou wil, as jy baie keer dan hoor jy mense sê my kinders sal dit nooit doen nie of my vrou sal nooit sê maar dis 'n joune myne ons in scenario. Jy kry baie keer en dit is nou een ding, moet nooit sê nooit nie, want as jy nou wil hê die vere moet spat, dan moet iemand nou doodgaan en jou goed is nie in plek nie, want dit is wanneer almal die meeste beklei. Sure. So is 'n fyn lyn om nie die graf uit te regeer nie, maar ook om jou goed mooi te beplan. Ja. Liewe 'n jong. goeie vriend van my sê, never say never, Justin Bieber. Maar Ja, Justin Bieber is everybody's friend, Ek wil nie man. oor my vriend praat nie, maar weet jy wat, nou wat jy noem, ek het altyd gesê, ek hoop nie dit gebeur met familie of vriende nie. En ek het dit onlangs gesien hoe mense heeltemal verander het. Ek kon nie glo is die mens wie ek geken het se familie en hulle het soos Ja. I couldn't believe my eyes what Ja. I saw en hoe hulle reageer het en ek het gevoel is dit wat you know 'n bietjie geld Ja, kan dit is soos maak? iemand 'n ander persoon wat eintlik uitklim. Ja. Party mense hanteer dit baie goed en dan sien jy hierdie, maar ag, daar's altyd daai karakter in die familie, nê? En baie keer kan ons dit al identifiseer voor die tyd. Verstaan wat jy vir 'n kliënt kan sê, hoor jy, ons moet dalk begin dink om dalk 'n testamentêre trust vir hierdie een kind te skep wat nie lekker op sy voete kom nie. Jy weet so Dat die goeie oordeelsbesluite so, maak. jy moet altyd ek dink ons is in een plek en ek het baie kliënte wat 2 gades jou apart sien. So ek het vel nooit oordeel. Ek sê altyd my okay is nie jou okay nie. So as jy 2 totaal aparte bankrekeninge wil hardloop en dis hoe julle operate, dan sê mense ten minste net daarvan dat jy weet en dat jy in terme van dit ek gaan nooit probeer om my stempel op jou af te druk nie. Omdat ek deursigtig is in my eie huwelik en jy deel en jy weet wat mekaar se kode is, beteken dit nie dit moet by jou so wees nie. So want 100%. ja, so dit, ek dink dit is ons is daai een plek, dalk soos daai priester wat in die hokkie sit wat jy regtig the whole truth and Jy kry nothing al die but the confessions, truth. né? Ja, moet deel, want hoe meer waarheid ons het, hoe meer kan ons jouself teen jouself beskerm en hoe meer kan ons jou geliefdes teen mekaar ook beskerm. Maar ja, so inligting is eintlik verskriklik belangrik in wat ons doen. Ja, so ek dink om by die begin te begin, ons doen finansiële beplanning. Ja. So jy vra vir kliënte soos hoe is jy getroud? Wanneer is jy getroud? Hoeveel kinders is daar? Het jy 'n testament? Is daar begunstigdes op jou goed? Wat wil jy hê moet gebeur as hierdie en daai scenario uitspeel? Ek sê altyd mense doen scenario beplanning. So jy sê
As jy eers doodgaan, wat moet met jou gebeur? As jy eers doodgaan, wat moet met jou gebeur? Eers sterwende, laas sterwende. Dalk as julle al twee kom julle te sterwe of julle gaan binne 30 dae van mekaar dood. Jy weet, daai ding is altyd in die testament. Eintlik nie, dit het eintlik nie vreeslik bearing nie, maar mense hou daarvan dat dit in hulle testament moet wees. So as julle gelyktydig te sterwe kom, so julle is nou in 'n ongeluk en hulle kan nie bepaal wie's eers dood nie, dan is julle nou gelyktydig dood. Wat moet dan gebeur? Ek spot altyd en sê wag, ja. Jy het die dan gedink nie? Jo, man. Dis hoekom ons die kinders inbring, want Denise, skies om nou van jou bek of skiefie te maak. Die ding wat my altyd opval, ons het gepraat met pastore reg aan die begin oor huweliksberading, voorhuwelikse berading. En ons het onlangs gepraat oor wat gebeur met 'n paartjie as daar ontrouheid of verslawings aan die lig kom. En die een ding wat nou vir my ook uitstaan, een van die goed wat ons nie oor praat voor ons met mekaar trou nie, is geld. Maar volgens statistieke is dit 'n massiewe rede vir baie egskeidings. Ja. So dit maak mos nou baie sin. Hier sit Solomon oud getroud, né? Ja. En hy's verras oor van die vrae wat jy nou, jy noem, so dis seker nie nuut dat mense voor jou sit en verras is oor die tipe goed wat jy wil weet nie. Ja, Nee, maar ek was baie meer verras oor daai dilemma dat hulle altyd dood is in die want jy dink nie aan daai scenario jy dink aan wie gaan nie. eerste dood, wie gaan tweede dood, so julle moet bepaal as wie was eerste dood en vir ons kontrak. Ja, die realiteit is, kom ons sê ek het al 1 of 2 sulke gevalle gehad, die oome sê my eerste dood en binne 30 dae, dit was in COVID het dit nogal eintlik baie gebeur, nê. So daar's 'n klousule in jou testament wat jy sê, indien ons gelyktydig te sterwe kom of binne 30 dae van mekaar, bepaal ons dat die goed dan nou soos volg bemaak moet word. Die realiteit is, dis selfs as hulle nie kan bepaal wie eerste dood is nie, gaan jy moet sê, jy gaan, ek weet nie, eintlik het nog nooit so 'n scenario gehad nie, maar jy gaan eintlik moet bepaal wie eerste dood gaan, of wie is eintlik, Op 'n manier. ja, op 'n manier moet jy dit bepaal, want die een se bates gaan nou oor na die ander een toe, so jy beredder daai boedel, Presies wat ek jy beredder daai boedel oor na die volgende een toe, en jy beredder dit gelyktydig, maar jy moet Daar's nog steeds 2 stappies. liquidasie en distribusierekeninge insit, dis eintlik 2 boedels wat jy beredder. En dan, wanneer die laaste ou dan nou dood is, dan sê jy nou, maar dit moet gelyk tussen my kinders verdeel word. So dan is dit soos amper soos dominos wat val, van die een oor na die ander een, en van daai een oor na daai een, maar daar's so baie scenario's, nee, jy kan nou byvoorbeeld dink, as ons in 'n testament sê, sê maar nou jy sê, as ek doodgaan, moet alles na my 3 kinders toe gaan. Ja. Okay, maar nou is jy al bietjie ouer, jou kinders is meerderjarig, en jy het nou kleinkinders Dis al, nou nee? bo 18, meerderjarig. Yes, ja, bo 18. Okay. Nou is ongelukkig een van jou kinders vooroorlede. Hulle is voor jou dood. Maar jy het nooit jou testament gewysig nie. Moet dit nou oorgaan na die 2 kinders wat oorbly? of moet dit Of na moet die dit afgaan? kleinkinders toe gaan? So nou moet jy nou gaan bepaal. Nou baie keer wat gebeur, dis nou ek gaan teken altyd ons geswat het in regte en so, ons noem dit jy het spinnekoppies geteken. So jy teken sulke spinnekoppies vir die mense, staakies wat ons dit noem. So jy sê, hier's jy, hoe's julle getroud? Hoeveel kinders het julle? En dan, nou die dag verduidelik ek vir my een seentjie, want hy vra vir my, wat doen ek? Toe sê ek, nee, ek vat ander mense se geld en belê dit, en toe sê ek by die skool om finansiële geletterdheid oor bietjie te praat, nou sê die juffrou, Evan, sê vir die kinders, wat doen jou ma? Sy vat ander mense se geld. Toe sê ek, nee, ek vat dit om dit meer te maak, het bly jou geld, so kom ons duidelik nie dit. Kinders, jy moet versigtig wees vir kinders. Maar my ouer seentjie weet, een keer toe vra hy vir my, wat gebeur nou as ons doodgaan, en ek teken toe nou vir hom hierdie spinnekoppie, en toe kyk hy my so, toe sê hy, maak jy mense dood in jou werk?
Want ek het toe nou mense doodgemaak as hierdie een doodgaan. So dis moeilik om vir mense te verduidelik, maar ja, so ons teken sulke spinnekoppies en ons speel daai scenario's uit. Sure. Want as jy dit aanspreek hier, dan moet jy nou teruggaan na gemeenereg of jy moet na die testamente wetgewing toe gaan of jy erf dalk intestaat, dan is daar ander gevolge wat jy nou nie wil hê moet gebeur nie. So jy moet sulke scenario's, 'n scenario beplanning wat ons net sê scenario 1, as jy dit gaan alles na jou toe, jy dit gaan alles na jou toe. Scenario 2, hoe verdeel dit na die kinders? Scenario 3, dalk is een vooroorlede. Verstaan jy, so jy moet al daai goed uitspeel. Kom ek sê vir jou, ons het doen soos testament gaan, ek en my vrou en ons meet die ou in 'n coffee shop. Ja. Ek het gedink dit gaan net soos 'n uur is, wat ons met jou gaan gesels. Ons het amper 3 ure gesels, en toe moes ons opvolg meeting weer reël, van ek en my vrou moes gaan gesels. Hey, ons het nie regtig gedink aan die tipe vrae wat die ou vir ons gevra het nie. Ja. En toe moet ons regtig gaan sit en dink en ook praat met familielede. Ja. Ek het nou reg te lê, ek en my man ook in die bed, so ek soos ons bietjie net laat kyk, want daai tyd wat ons dit en dat gesê het, ek weet nou nie nou dat jy hierdie, jy weet, want jy moet nou dink, hierdie kind moet nou daar normaal lewe, hy gaan nou by vreemde mense intrek, jy wil eintlik hê jou kind moet maar bly in die huis, so tipies wil jy dalk, ek weet nie, daai persoon met finansiële besluite kan maak. Yep. Weet julle wat gebeur as jy nie 'n testamentêre trust vir minderjarige kinders in 'n testament? So kom ek verduidelik dit net gou. Asseblief. Okay, so jy ons het almal jong kinders hier om hierdie tafel. So hierdie is seker die belangrikste ding as jy minderjariges het, is 'n testamentêre trust. So dis glad nie 'n bangmaak storie nie. As jy nou self 'n gunsel doen, dan gaan jy nou bietjie na die meesterskantoor toe in Pretoria of Johannesburg. Ek dink jy gaan by al twee plekke redelik geskok wees. Maar daar's 'n fonds wat genoem word die voogdyfonds. Voogdyfonds. Soos 'n custodian fund. Dis hy. Okay. So, scenario, julle is getroud, gelyktydig dood en die kinders was nou nie saam in die kar nie, hulle is minderjarig. Okay. In jou testament sê jy alles gaan na jou kinders toe. Waar ons gelyktydig sterf of binne 30 dae vir mekaar, gaan alles na die kinders toe. Daar's nie 'n testamentêre trust in jou testament nie. Alles gaan voogdyfonds toe wat deur die meester van die Hooggeregshof bestuur word. Hulle gaan belê en bestuur daai geld. Totdat ek. En jou voogde moet in 'n ry gaan sit en aansoeke doen vir elke uitgawe. Nie noodwendig vir elke liewe uitgawe nie, maar as jy nou moet besluit hoeveel inkomste moet hierdie kinders per maand kry en wat betaal hulle uit, waarheen betaal hulle dit uit. Ek meen jy kan nou dink dalk is jou voog sê maar jou ma en pa en teen die tyd wat hierdie ding uitspeel is hulle dalk oorlede of hulle kan nie so ja. So testamentêre trust is seker die belangrikste ding wat in jou testament moet wees as jy minderjarige kinders het. Daai trust kom in lewe eers wanneer jy sterf. So hy bestaan nog nie. Eers as jy doodgaan. So kom ons sê daai selfde scenario as die kinders al 25 toe dit gebeur, dan is dit mos nou nie nodig hiervoor nie. Die testamentêre trust kom nooit in lewe nie. Hulle kry net hulle erflating. Maar as jy kinders onder die ouderdom van 18 is en jy kan regtig beskermingsmeganismes gaan inbou. Wie mag wat vat, wat hulle nodig het om te bewys dit gaan na die kinders toe, want daar gebeur bedrog ook mos. En het jy verstand op 18? As ek nou vir jou sê jy gaan 10 miljoen kry, dink jy het verstand om baie mense dit nie eers op 60 of 80 nie. Hoe gaan ek 18-jarige So jy kan daai testamentêre trust so skryf om te sê dat jy skep eintlik 'n trust binne in jou testament wat jy sê 21, 25, jy kan 30 tot sê en jy kan ook vir die trustee seker diskresie gee om te sê dat hierdie trust kan ontbind volgens hulle diskresie. So kom die kind nou by 21 of 25 en hy rol nog karre en maak nie goeie besluite nie, dan kan die trustee sê, nee, jy het nog nie verstand nie, ons gaan nog so jaar aanhou. Of ons gaan nog so jaar aanhou, of ons gaan hierdie ding hersien oor 3 jaar of 5 jaar van nou af. So testamentêre trust is verskriklik belangrik. Ons gaan net terug na die voogdyfonds toe, want ongelukkig is baie mense nie hulle is nie finansiëel geletterd genoeg om te weet van testamente nie, wat nog te sê van testamentêre trusts nie. Nou sterf hulle, daai geld gaan na die voogdyfonds toe. Ons weet hoe agter die meester is, net met gewone boedels. Ek wil net die scenario skets vir iemand wat hier luister. So nou sterf hulle, hoe lank vat dit vir daai voogde om dan te kan geld in die hande kry met al hierdie
backlogs wat daar bestaan. Ja, so jy die laaste wat ek verstaan en weet van dit is ek was toe ek geartikel het in Bloemfontein nog was, ek was al by die meesterskantoor in Pretoria, maar ja, my vriende in praktyk sê ook maar net, ek meen ons almal weet dit. Jy gaan sit basies in 'n ry daar en dan ja, so jy moet aansoeke bring. In sekere gevalle verloop dit vlot, maar ek meen jy wil nie die kans wat om te wonder hoe gaan hierdie ding uitspeel nie. So dit is, en ek meen as jy nou mooi daaroor dink nê, om 'n basiese testament op te stel met 'n testamentêre trust in, gaan jou seker R800 na R1,500, R2,000 toe kos. Ek dink ons vra 'n fooi van, ek dink is R1,500 met 'n basiese testamentêre trust binne-in. Wil jy dit eerder betaal? Dis nie min geld nie, ek weet dit, maar wil jy dit eerder betaal as die trauma na die tyd op jou kind? Want wat ek probeer uitfigure is dit 'n week wat dit vat vir hy geld om moontlik want hulle moet nou aansoek doen, maar dan moet dit nog geproseseer word. So ja, maar nou die geld kom nooit fisies na jou toe nie. Jy moet vir dit bly by die voogdyfonds. So jy gaan dood, dit word betaal voogdyfonds toe. Jy het nou rekening by die voogdyfonds en hulle bestuur dit nou namens jou. So jou rekeningkie hol nou daar. Ek dink die voogdyfonds se mandaat was laas gewees, hulle belê dit soos aan rentebates en jy kry 6% renteopbrengs. So eintlik groei jou geld ook nie, waar ons dit kan gaan belê, jy kan 'n bietjie markblootstelling vir dit kry, al daai tipe van goeders. So Eloise, ek dink as ek jou vraag reg verstaan, jy doen nie aansoek sê maar vir 1 miljoen of 2 en dan is dit nou by die voog nie. Dit bly by die voogdyfonds. En hulle bestuur en beheer dit vir jou. En dan gaan nie na die voog toe nie. Die voog kry nooit beheer daaroor as dit voogdyfonds toe gaan nie. Dan kan nie verraad op bedrog maklik gepleeg word van die voog se kant af nie. Miskien van die voogdyfonds af moet jy jouself die vraag afvra om te sê ja, nee, ons wil die vingers wys. Ek dink net ons wil dit tuis bring by mense, hoe belangrik is dit om jou geldsake uit te sorteer, ongeag of jy lewe tot 100 en of jy nou hier op 40. Presies, ek dink die bottom line is, as ons kan afstap van ek dink die bottom line is, dis een van die belangrikste goed. Wil jy met die gerief sit dat 'n private testamentêre trust, want gewoonlik hoe dit werk is, sê maar PSG Trust is jou onafhanklike trustee, en dan kan jy in daai testament kan jy sê, my broer Piet, hy's 'n ouditeur, hy werk goed met geld en ek vertrou hom, hy's 'n trustee, en dan maak jy tipies die voog. Maar as die voog nie lekker, sê maar die voog is 'n goeie persoon, wat goed met, jy weet, goed vir jou kinders gaan wees en goed gaan versorg, maar nie so goed is met geld nie, dan hoef jy nie daai voog op te sit nie. Maar by die voogdyfonds, ek dink jy moet 'n rekening gaan oopmaak in die kind se naam, dink ek, maar die voog kry dan nou beheer en bestuur daaroor, maar dis 'n voortdurende proses. As daai kind nou sê my universiteit toe wil gaan of van hoërskool verander en jy het nou skoolklere nodig, sulke tipe goed, dan moet jy voogdyfonds toe gaan, jy moet gaan vra, jy weet, ja. Ons wil gou weer teruggaan na die begin van die begin, want die is belang. Ja, ouens, ek is 'n vermoede hier is 'n eenmalige gesprek, Denise, net omdat daar soveel nuance betrokke is, daar soveel lagies van die ei wat ons moet aftrek. En elke situasie is anders, want ek kan nou vir jou sê dit werk so, en nou kan jy 'n spanner ingooi en sê, maar my scenario was so, of jy weet. So dis wat ons ook nou ook hier wil sê, nê, die raad wat ons nou hier gee of die gesprekke wat ons hier voer, jy kan nou nie dit gebruik en gaan sê dis hoe myne gaan werk. Jy moet asseblief tog maar iemand gaan sien wat jou situasie ken en wat alles kan in ag neem. Iemand soos 'n Denise, maar ons praat 'n bietjie in breë trekke dat ons so van die algemene gesprek kan hê. As iemand nou wil specialize, dan moet hulle by 'n specialist uitkom. Ja. Nou, maar vat terug na jy het nou reg aan die begin ook genoem van die tipes maniere waarop ons kan trou. Verduidelik net vir iemand wat, want hier's nou mense wat nou luister wat voornemend is
of wat al klaar in dit is en nou miskien dalk gaan agterkom, ek het 'n fout gemaak, ek het nie geweet daai opsie is daar nie. En, so kom ons praat net gou oor die verskillende. Okay, so kom ons probeer dit so maklik as moontlik verduidelik. So jy het 3 maniere waarop jy getroud kan wees. Okay. So voor 1984 kon jy net binne en net buite gemeenskap van goed getroud gewees het. Okay. Maar wat het dan in 1984 gebeur wat so great is? So 1985 gebeur. Toe, ek dink daar was 'n klomp ongelukkige vrouens gewees. Toe was daar toe wetgewing bietjie verander en ek dink die beginsel gaan maar daaroor dat tradisioneel, ek dink dit werk nie meer vandag heeltemal so nie, maar tradisioneel het dit gebeur dat jy trou nou. Nou moet jy besluit binne of buite. Nou sê jy as jy nie 'n kontrak het nie, as jy outomaties binne gemeenskap van goed getroud. Okay. So as jy nie voor die tyd wat ons noem 'n HVK, wat is dit? 'n HVK, 'n huweliksvoorwaarde kontrak. Nice. Hoorgraad. In Engels is dit 'n INC. Yes. Okay, nie Ramaphosa. Nie waar jy op die bank slaap. Jy hou nie jou kontant in die bank nie, né? In die bank of binne in die bank, Solomon. Lekker. En wat toe nou tradisioneel in die verlede gebeur het, as jy dan nou buite gemeenskap trou, ek sê nou nie dis gewoonlik die scenario nie, maar tradisioneel het dit gebeur. Die man het nou gewerk. Dis maar ons by die geskiedenis waar ons kom. Vroutjie raak nou swanger, sy bly by die huis. Sy laat eintlik die man toe om nou 'n lekker boedel op te bou. Sy het 'n baie groot aandeel in dit. En dan skei hulle en hulle is buite gemeenskap van goed getroud en dan Sy niks. Stap sy met niks daar uit. Toe kom die howe na baie, jy weet daar's nou ouens seker maar sterk vrouens wat gesê het nee, hier is nou nie reg nie. En daar was hofuitsprake gewees en in 1984 het die huweliksgoedere bedeling wetgewing verander om te sê, okay, Denise gooi groot woorde in my brein is like, ek moes hierdie goed onthou het toe ek geleer het, nê? Ja. Toe kom die wetgewing en sê nee, ons gaan nou nog 'n opsie op die tafel sit. Jy kan nog steeds outomaties binne gemeenskap as jy niks huweliksvoorwaarde kontrakte het nie. Maar dan gaan verdeel hulle buite gemeenskap in twee poele. Okay. Stryd buite. Joune is joune, myne is myne. Okay. En ons neem hierdie besluit en ons weet as jy uitstap, stap jy uit met waarmee jy ingekom het. Okay. En wat jy opgebou het? Sometimes is fair. Okay. En dan die derde een wat ingekom het is 'n buitegemeenskap met insluiting van die aanwasbedeling. Okay. So wat dit beteken. Okay. Aanwas. Jy was jou klere aan jou lyf. Aanwas. Sorry. Dis nie hoe skoon jy is nie. Jy weet ons mense luister met halwe ore, so ek wou net seker maak. So in Engels is dit 'n accrual. Dit verduidelik dit bietjie. Met ander woorde, dit wat jy opbou. Okay. So wat gebeur is voor die tyd is joune en myne. Okay? En die dag as ons trou en ons besluit ons sluit met trou met insluiting van die aanwasbedeling, dan skep ons 'n nuwe boedel. 'n Nuwe ding kom in plek. En dit raak die aanwas. So hoe daai berekening werk en is eintlik eenvoudig. Kom ons sê jy het begin met 2 miljoen en ek het begin met 0. Okay, nou dit is so seker my vrou. Nee, ek krap. Sy begin met die 2 miljoen. Sy sê met 2 miljoen, begin met die 2 miljoen. Actually, nee. Klink vir my weer reg. Okay. Dan gaan jy nou as jy 10 jaar getroud nou. En onthou al hoe 'n huweliksgoederebedeling kan beëindig is met dood of egskeiding. Terwyl jy binne die huwelik is, bestaan hierdie aanwas eintlik tegnies nie. So jy kan nou goed gaan koop en jy kan 'n kar koop en jy kan 'n huis koop en jy kan soos normaal soos buitegemeenskap operate. Maar die dag as jy dit beëindig met dood of egskeiding, dan tree hierdie aanwas in plek. Okay. Dan gaan sê ons, kom ons maak dit eenvoudig. Kom ons sê julle altyd met 0 ingekom, maar jy het die aanwasbedeling besluit om
te sê dit wat ons opbou gaan ons die dag opdeel as hierdie ding sou opbreek, nê? So ons altyd met 0 ingekom. Jy het nou uitgegaan, ek het nog steeds nou na die kinders gekyk en ek het nou 4 kinders gehad en ons was vrugbaar en ons het die gemeenskap opgebou. Ja. Jy het nou 'n lekker boedel opgebou, my boedel staan op 2 miljoen, joune staan op 10 miljoen. Die dag wanneer ons die aan was nou inskop en ons beëindig, dood of egskeiding, dan sê ons vat die groote, Ja. minus die kleintjie, 10 minus 2, kom ons by 8 uit, né? So die reël is die helfte van die verskil. 10 minus 2 is 8, gedeel deur 2, ek het 'n eis teen jou boedel vir 4 miljoen. Dis wat die aan was doen. So maklik soos dit. So jy kry die 8 nie, jy kry dan 4. Ek kry 4. Ek kry die helfte van die verskil. So die reël is kleintjie minus grootte. Okay, kan nou nie, maar jy sê grootte minus kleintjie. Dan sê jy okay, op wat kom dit neer? Gedeel deur 2, die kleiner ou kry dan daai verskil. Kan ek jou ekskuus tog Solomon iets nou vir my op so ons weet nou, wel, met sosiale media en goeders hoor ons toenemend meer van goed as wat ons van tevore geweet het. Almal was mos hulle was goed daar op die internet. Dis nie waar ons moet doen nie, maar dis nou maar waar hulle Londen met toe gaan. Maar wat is nou baie hoekom ek nou met jou wil opvolg daar. So baie mans is al daarvan beskuldig dis wat finansiëel geletterd is dat hulle die hele trust funksie abuse. Ja. Om daai grootte so te verklein dat op papier het hulle eintlik niks in hulle eie naam nie. Ja. Dat wanneer daai met aanwasbedeling, daai sommetjies begine gemaak word, die vrou weet voor haar siel, die bruid, karre, huise, wat. Maar as hy so slim om haar nie haar due te gee nie, dat hy dit verduidelik nie vir iemand wat die luister wat moontlik al van so 'n roemer gehoor het, as dit moontlik is of het ons die kat aan die steerbeet? So jy gaan moet teruggaan om te sê eerstens hoe jy getroud. As jy binne gemeenskap van goed getroud is daai wat jy nou gesê het eintlik 'n myth, want die hof gaan vir jou sê, dis binne gemeenskap van goed getroud. Binne gemeenskap beteken eintlik, en ons gaan nou bietjie meer in detail daaroor praat, dit beteken, dis soos 'n volle sirkel wat jy besit die helfte van die gemeenskaplike boedel. So jy sê koppie, dis jou boedel, jy besit die helfte van die koppie en alles wat hier binne is. So jy maak 'n fout as jy sê die huis is op my naam, maar jy's binne gemeenskap van goed getroud. Die huis gaan in elk geval geregistreer word by die akteskantoor om te sê Denise Fourie ID-nommer getroud binne gemeenskap van goedere met Jan Drey Fourie ID-nommer. So jy kan eintlik nie, maar met ander bates is dit nou nie so maklik nie, maar as jy binne gemeenskap van goed getroud is en jy gaan koop nou 'n kar, eintlik tegnies moet jy gade gaan teken daarvoor. Maar as dit gebeur partykeer dat dit nie gebeur nie, maar as daai kar nou oorgedra word na die trust toe, het dit binne in jou gemeenskaplike boedel gebeur, so die hof gaan teruggaan en sê datum getroud, wanneer het hierdie gebeur, reverse hom. I mean, this is technical. Dis binne gemeenskap. Aanwas en stryd buite raak bietjie meer tegnies. En daar kan die ou wat bates wil buite het jy geen verweer nie, nê? As hy 'n eiendom op sy naam gehad het of sy en hulle stryd buite gemeenskap van goed getroud en hy dra dat ding oor trust of sy dra dit oor trust toe, jy het geen verweer nie. Jy kan glad nie daarop aanspraak maak nie. Want jy het begin gekies buite wat joune is joune, wat myne is myne. Aanwas raak dit raak eintlik bietjie gekompliseerd, want dan moet jy nou gaan kyk as die persoon dit in sy eie naam gekoop het. Ek nou mooi gaan dink, dalk 'n paar mense van my verskil, dit gaan afhang van die omstandighede. Maar stryd voort as die persoon dit op sy eie naam gekoop het en later oorgedra trust toe en jy het op jou eie naam gekoop, jy sal 10 teen in 'n saak hê om terug te gaan en te sê daar's 'n ding in die in trust wetgewing en in boedelwetgewing wat jy gaan kyk of 'n trust soos 'n alter ego bestuur word, asof dit 'n spieelbeeld van jou is. So jy kan op sulke reëls begin staat maak. Ek dink
toe ek voorberei het vir die praatjie, het ek so met so een of twee van my prokureursvriende gepraat. Dis nooit so maklik as om te sê dit en dat in die volgende gaan gebeur nie. Hierdie goed eindig altyd in 'n hofgeding op. Nou sien ek voel dit moet 'n vak word op skool. You know what I mean? School? Because, because this is ek bedoel En ook liefde is nie genoeg nie. Like ons almal dink hy's lief vir my, sy's lief vir my. They would never. They would never, ja. Ja. Denise, Ons moet nou 'n bietjie praat oor wanneer moet hierdie kontrak geregistreer word. Al daai goeters. Hier's eintlik so baie. Ons gaan nou by daai. Ek wil net vir jou vra, wat is die algemene misverstand wat mense het oor die aanwasbedeling en hoe beskerm dit die party wat minder verdien? So dit beskerm die party wat minder verdien. As jy die party is wat minder verdien, beskerm hulle dit jou, want die ou wat die groter boedel opbou, gaan met jou model op die eind van die dag. So jy is, soos jy nou byvoorbeeld 'n huisvrou was, hy het gesê, baby, bly by die huis, kyk na die kinders, ek sal vir jou sorg, en dan wil hy skielik eendag sy mind verander. Hy kan nie, of sy knyp na die kat, en ek wil nooit veralgemeen nie, maar ja, nou gebeur daar dalk ontrou, of wat ook al die scenario is, dan het die ou wat die kleiner boedel het, het verhaal teen die ou wat die groter boedel het. En dis 'n gegewe, nê? Die grootste fight kom in. So hierdie ding is belangrik om te verstaan, nê? Die aanwas-eis is 'n liquiede waarde wat jy bepaal. Dis nie 'n bate nie. So baie keer maak mense die fout om te sê, jy het 'n huis is 4 miljoen en jy het daai lekker Maserati, ek weet nie vir kos 'n Maserati nie. Baie geld. Of 'n Porsche en ons raai strandhuis. Meer as ons wat ons het. Ons sien nou WhatsApp groepie Denise. Ek het nou net gedink julle gaan dink. Nee. Julle weet wat hy kos, maar ek weet ook nie. 1.2. Ja. Hang af met hy se entry level praat van die tyres. Hy se entry praat van die tyres. As jy moet wegry. Ja. So baie keer gaan koppel mense dit aan die bate om te sê jy die kar, jy die huis en daai strandhuis was 2 miljoen en dit en dat en hier en daar. Die aanwas-eis is nie 'n bate nie. Jy lê nie beslag op die huis nie of die Maserati of die dit of jy doen nie. So dis 'n som om te gaan en die grootste fight kom in by die bepaling van die bates se waarde om nou by hierdie waarde uit te kom. Want dit gebeur nou. Jy het daai boot gekoop vir 1 miljoen rand en hy sê, maar die boot is nou niks meer werd nie, want die boot se engine loop nie eens meer nie. Kom ons sien nou maar hy is nie 'n goeie mechanic of hy het nie geweet. Dan kom die fight in. Want obviously, as jy skei, is jy nie op 'n lekker plek nie. Daar's 'n rede hoekom jy skei. Ja, so kom ons sê 99% van die tye. So die grootste fights en hofgoeters en prokureurs en advokate en goed kom in wanneer jy fight oor hierdie bepaling van die batewaarde. Ja. Kykie, ons het gedink ons gaan 'n straightforward gesprek hê oor hierdie is 'n straightforward gesprek want ek dink regtig wat vir my uitkom Solomon nie. Is te veel, bro. As ons is illiterate. Ek weet nie vir wat trou ons nie want ons weet nie wat ons doen nie. Dis hoekom jy sê dis nie perde koop nie, nê? En ek meen ek gaan oop en eerlik met julle wees. Toe ek getroud is ek nou ek het toegelaat te prokureer en jy het familiereg vir 2 of 4 jaar gehad en maar ek meen toe ek daai dag daar staan, ons is wel ek is getroud buite gemeenskap goed met die aanwas. Belangrike ding met die aanwas is dat jy kan met in jou kontrak kan jy 'n beginwaarde neersit. So jy kan sê so dis 'n belangrike ding, jy kan sê ek het 'n huis gehad voor ek getroud is, ek wil hierdie uitsluit van die aanwas. Want onthou nou ek het gesê alles wat voor hierdie huweliksdatum gebeur het, is uit, nê? Ons bou nou aan saam hieronder. Okay. So jy kan beginwaardes insit en verskriklik belangrik. Die persoon wat jou voorhuwelikse kontrak, maar dis redelik standaard. Daar's 2 goed wat daarin moet wees. Die een ding is jy moet sê dis uitgesluit van wins en verlies
Okay? Kyk, jy my nou vir So dit moet in jou voorhuwelikse kontrak wees om te sê, so eerste ding is belangrik. As jy nie die aanwas uitsluit nie, is jy met die aanwas getroud. Okay, so volg my nou hier. Ons gaan boompie teken, hè? Asseblief. Okay. Nie spider nie spinne Ja, op so ons ek gaan dit is nie van die side nie, né? So, as ek ons nou gaan die hele natuur hier intrek met Ja, Okay. Kom ons. Wow. So dis nou soos wat is hierdie moed? East Jy Coast, praat nou moed, né? Okay, cool. Oh, wow. Some signs, lekker. Okay. Wow. Yeah. So jy het binne gemeenskap. Ja. As jy nie 'n kontrak het nie, is jy outomaties binne gemeenskap van goed. Okay, ons weet hoe dit werk. Jy skep iets saam. Dis eintlik die minder gunstige een om mee getroud te wees. Want Veral onthou deesdae. nou, as die skuldeisers kom en die ander ou jaag nonsens aan, dan beteken dit jy's ook in die moeilikheid, né? Nou, as jy nou hierbo staan by hierdie volgende besluit, gaan jy nou met of sonder die aanwas getroud wees? Né? Want jy moet dit nou besluit. Van daai is buite mos. Dis nou buite. Daai Ons is nou opsies so hy buite. lyk eers so Ja. en dan deel hy nou hier in twee. Twee Okay. plekke, yes. Nou moet jy gaan besluit, is ek met of sonder die aanwas getroud? Okay. As jy nie die aanwas uitsluit in jou voorhuwelikse kontrak nie, is jy outomaties met die aanwas getroud. Okay. So jou kontrak moet sê, ons sluit hierdie HVK buite gemeenskap van goed met uitsluiting van die aanwasbedeling. Sure. Dan jy maak stryd sin. buite getroud. Yes. Okay. Yes. So Samuel op die boom nou. enige ou wat hierdie en onthou 'n notaris moet 'n voorhuwelikse kontrak. Dis nie 'n normale prokureur nie. So jy kry 'n aktevervaardiger. Dis 'n ou wat eiendomme kan registreer in verbande. Jy moet nog ietsie verder gaan leer. Jy moet 'n notaris wees. Jy moet notariële kontrakte kan verlei, want hierdie kontrak word geregistreer in die akteskantoor. Notaris klink soos 'n gitaris. Ja, maar he's killing you softly with the song, bra. man, exactly. Yes, sir. Like my kop raas nou, because nou gaan ek ons moet nou sulke punte neerskryf om te onthou, want dis is 'n voorhuwelikse finansiële checklist. Presies. Ek dink die belangrikste ding is Jan Alleman verstaan nie al hierdie goed. Nee. Nee. Besef jou eie tekortkominge. Kry op verwysing iemand wat jy vertrou. Moenie net by enige Jan Rapp en sy maat prokureer op die hoek van die straat nie. Assebliefie. Kry op verwysing. En hierdie raad is vir jong mense, want ek het nou gesê, toe ek die dag voor die kansel gestaan het, ek het basies geweet, moenie binne gemeenskap van goed, ek moet 'n kontrak opstel, en hierdie kontrak Is daai omdat jy law gestudy het, of het jou ouers met jou gepraat daaroor het? Wie het vir jou daai tipe advies gegee? Ek dink dit Because is ek dink die ouma buite Niksie, kry nie regtig daai tipe advies nie. ek dink is 80% wat ek studeer het. Ja. En wat jy ook studeer het, sien jy wat gebeur as die mense skei? Hoe 100%. verdeel jy hierdie goed? Ek meen jy leer hofspraak en allerlei goed, hoe mense beklei oor die goed. So ek dink is 80% oor, en dan voor ek getroud is, het ek bestrede en onbestrede egskeidings gedoen vir so 3 jaar lank. En daai het jou So geskaal. wat sê twee? Soos 'n bestrede is waar mense stry. So hulle kan nie tot 'n skikking kom nie. Onbestrede is jy sê ek gaan nie hierdie hele so jy kom tot 'n skikking buite die hof. Contested en uncontested. Yes. Jy kom tot 'n skikking buite die hof. Jy besluit, okay, hierdie een betaal die medies, jy vat daai en hierdie een vat daai en wat en wat en wat. En dan maak jy jou skikking 'n bevel van die hof. En dan het jy onbestrede geskei. Maar ek meen 'n bestrede egskeiding, dis nie as jy dink dis 'n baie lang en uitgerekte storie as jy nie tot 'n verhaal Traumaties kan ook, kom nie. nee. Yes. Ek wil gou vinnig ook vir jou vra, want ek dink dis ietsie wat veral in ons Christelike setups in ons huise en ons families as hierdie amper soos 'n vloekwoord as jy sê jy wil buite gemeenskap van goedere Yes, trou. ek Maar ook dis nou daarby gekom dis het. eintlik niks te doen met die liefde nie. En eintlik, ek dink het iemand eers op 'n kol gesê, dis 'n groter teken van liefde om buite gemeenskap van goedere te trou met voorwaardes en goed as om sommer net outomaties, want daar's baie meer nadele aan binne gemeenskap as voordele. Eloise, ek dink ons kan eerlik vir mekaar sê niemand trou ooit om te skei. Niemand nie. Jy's waar. Maar 100%. wat as die ou doodgaan? So dit gaan nie oor egskeiding nie.
wat as jy weet jy's lief vir mekaar en jou huweliksmaat gaan in besigheid in om te voorsien vir julle en iets loop skeef. Verstaan jy? Sonder verkeerde mense of wat ook al. Sonder bad intensies. Ek dink ons is geneig om te praat om te sê hierdie en daai en verneek en gesteel en goed verskuif en so, ons kyk op die hoogste scenario's, maar ons kyk nie net na algemene lewe nie. Net na algemene lewe. Wat gebeur as byvoorbeeld jou gade in 'n ongeluk is en ongeskik is en dalk nie meer vir homself besluite kan neem. En nou is jy binne gemeenskap van goed. Dis 'n ewige stryd om sulke goed. Van hoe teken iemand wat nie vermoëns het om te teken? So ek dink niemand trou ooit om te skei nie. Maar dit gaan nie oor skei nie. Dit gaan eintlik oor daai respek vir jou persoon waarvoor jy lief is. En julle aan die begin gepraat, ek sê altyd, ek het sê dit vir my kinders ook so klein soos wat hulle is. Verliefheid is 'n gevoel. Dis lekker. Jy's vir 'n jaar max regtig verlief wat jy raai. Ek kry nou nog butterflies. Ek's baie lief vir my man. Liefde is 'n keuse. En om hierdie besluite te neem is 'n keuse. Maak die regte keuse. So ek dink nie dit is 'n kwessie van is ek lief vir jy's eintlik dis 'n liefdeskeuse, dis 'n respekskeuse waar jy hierdie gesprek met jou maat gaan hê om te sê, weet jy wat, ons weet nie wat in die toekoms gaan gebeur nie. Ons weet of ons kinders gaan hê nie, ons weet nie wat gaan jy opbou en ek opbou nie. Maar kom ons beskerm onsself teen worst case scenario. Ek sê altyd ons beplan, hoekom beplan jy? Hoekom bestuur jy risiko? Daai risiko speel ook nooit uit nie. Jy beplan vir worst case scenario. Speel dit in jou kop uit. En dis waaroor dit gaan. Ek dink ons moet die emosie van die tafel afhaal. Ja. En ons moet vir mekaar sê, dit gaan nie oor ek wil jou goed vat en ek dink jy gaan harder as ek werk en al daai tipe van goed nie. Ja. Dit gaan eintlik oor om daai wederwysige respek vir mekaar te hê. En as jy regtig nie met jou, as dit jou manier is om jou eie, jou siening is, en dit kom terug na dit wat ons nou vroeër vir mekaar gesê het, ons nog nie opgeneem het hier, ons moet eintlik praat oor hierdie goed, oor financial education voor jy trou. Weet jy hoe jou maat dink? Het jou vrou dalk Fushini en Truworths en allerhande rekeninge, en sy is eintlik klaar insolvent, sure. Want sy like 'n stukkie skoen, verstaan jy? So die mes sny beide kante toe. Jy moet praat oor hierdie goed voor die tyd. Verstaan jy, geld is so 'n emosionele ding. Jy moet verstaan, hoe koop hierdie ou karre? Swaai hy elke 3 jaar sy kar? Hou hy van flashy nuwe goeders? Of wil hy, verstaan jy, is hy bereid om goed te hou en op te bou en prys te gee? Want onthou, dit gaan op die eind oor na jou kinders toe. Hulle begin ook 'n finansiële gewoontes aan. Ja, so en jy beskerm net jouself, jy beskerm jou maat, jy beskerm jou kinders. En ja, daar's net so baie goed om aan te dink en ek dink ons het die vermoë om vir iemand te sê, weet jy wat doen ons as ons hierdie gesprek met 'n persoon of 'n en ek moet vir jou bieg nê. Asseblief bieg. As kliënte by my kom, is hulle klaar 40 en 20 jaar getroud. Daai move. So ons moet 'n kultuurshift maak om te sê, ek moet vir jou sê in my 10, 12, 15 jaar verlede, ek het een geval gehad nou, maar dis kliënte van my se dogter wat trou, wat gesê het, gee raad, hulle is baie wel af, sy trou vir liefde, sy trou vir die regte rede hierdie dogter, die nuwe, hulle skoonseun kom met minder in die prentjie in. Klink soos ek. Hulle is nie kwaad daaroor of wil iemand seermaak of jy weet, daai tipe, maar hulle het gesê, hê net 'n onafhanklike gesprek met hierdie dogter van my en verduidelik net wat die implikasies is. Want sy is so verlief, sy gaan goeders teken en dan Presies. Kom hulle bates wat hulle oor allerlei 20, 30, 40 jaar gaan iewers oor gaan na die kinders skoonmaat, toe. Ja. skoon seun toe gaan wat dalk nie
finansiëel geletterd is En nie. jy moet die scenario ook oorweeg want hierdie kliënte van my het trust en allerlei strukture in plek en meerderheid van hulle goed gaan wel na die trust toe. Die kinders is begunstigdes. Die dogter is sy kan nie aan die bate raak nie, maar sy gaan iewers die vrug kry van wat die ouers opgebou het. So in hulle scenario is dit goed beplan. Maar gestel nou die goed is in hulle eie name en iewers as hulle nou te sterwe kom, gaan dit oor na die hulle 3 dogters, gaan dit oor na die 3 dogters toe en die maat bring dalk iets anders wat dalk nie finansiëel is nie en hulle is gelukkig getroud en alles, maar jy wil daai beskerming hê. Jy wil dit hê en is bitter min dat 'n 20 of 'n 30-jarige wat trou voor jou kom sit en sê, vertel ek gou hierdie vir my. Ja. Sê of mense die ander 2 dogters getroud of van ek vra nou met sy vriend. Die een is getroud. Lekker lag. Trap ek nou in die straat. Nee, hierdie klink na die familie wat 'n man wil gaan visvang. Nee man, ek grap dit. Maar onthou Denise moet nog vir sê in die verloop van tyd voor die huweliksdag, wanneer jy goed in plek moet. Ek wil gewoon net ek dink nee. Ek wil net saamstem of net iets byvoeg. Ek dink dat met die marriage counselling, as jy sit met die pastore en daai ons moet jy actually ook met 'n finansiële beplanning gaan sit. Want wat vra die dominee? Maar dis die punt, dit kom nie op nie, want as dit opgekom het, was ons as 'n samelewing al baie lankal verder opgevoed. Because meeste van die egskeidings is oor finansiële een of ander finansiële so dit gaan hand aan hand mismatch, Okay, so jy die dominee gaan vir jou vra nou die dag as jy nou daar by die troue oprok, dan gaan hy vir jou sê want hy moet nou jou huwelik gaan registreer, nê? Dan gaan hy net sê het julle voorhuwelikskontrak. So nou ek wil ook nie veralgemeen nie want jy kry 10 in pastore en dominee en daai wat wel hierdie gesprek met jong mense of met mense het wat trou. Okay, so die reëls rondom dit is. Kom ons sê jou troudatum is die 1 November. Ja. Okay. Die kontrak moet opgestel wees voor jou datum, want onthou nou wat gebeur. Jy gaan nou in September gaan jy na die prokureur toe gaan. Okay. So ten minste, dis gewoonlik so want ek gaan nou die reëls rondom dit sê. So volg my net. September gaan jy na die prokureur toe en jy sê ons wil nou graag verstaan hoe hierdie ding werk. Ons wil 'n voorhuwelikskontrak. Dan bespreek jy prokureur met jou, okay, dis nou buite met en sonder die aanwas, dis die implikasie, het jy beginwaarde, bla. Stel nou 'n mooi kontrakkie op. Okay. Daai kontrak moet geteken wees voor die 1 November. Okay, so jy teken hom na die 29ste September. Okay. Dan het jy 3 maande. Want onthou wat gaan daai prokureur of daai notaris of aktevervaardiger gaan en daai kontrak word nou geregistreer en notarieel verlei en geregistreer in die akteskantoor. Hy moet nou daai mooi stampie opkry. Okay. Hy watermerk. Hy seeltjie. Hy seeltjie. Okay. Hy moet binne 3 maande van jou datum wat jy getroud is, wat op jou huweliksertifikaat is, November. moet hy geregistreer wees. Okay. Okay. As jy in die buiteland getroud is, binne 6 maande. Soos jy nou Maldives toe gegaan het vir 'n destination wedding, het jy 6 maande tyd om terug te kom Suid-Afrika toe om daai. Presies. Oh, wow, okay. Okay. So kom ek herhaal dit net geweer. Jy moet hom teken voor jou datum wat jy op jou huweliksertifikaat in die teenwoordigheid van 'n notaris. Maar moet ook nou nie die fout maak om hom sê maar in Januarie op te stel nie, want as jy hom in Januarie opstel en hy's geteken in Januarie en hy word geregistreer as daai ding nou van toepassing, nê? Nou trou jy eers November en dit notariële goed word nogal redelik vinnig geregistreer, nê? Okay. So jy moet tot so 2 maande voor jou huweliksdatum. Gelukkig het ons nou nie Vegas nie, maar as jy nou verstaan jy, as jy nou op die ingewing van die oomblik gaan trou, gaan net gou 'n uur voor die tyd. Het ons nie Vegas nie. Sun City. Nog nie kerk gesien nie. Jy kan nie saam met Elvis trou nie. Damn it, man, Denise. Wat praat jy nou? Thank you very much. Kyk die kale jokes sê. Sy slag vir ons hier met waarhede en met jokes. Skus ja. So. Okay, so net daai reëls weer. Jy moet hom teken voor jou huweliksdatum. Hy moet geregistreer wees binne 3 maande. As jy in die buiteland trou, as jy destination trou, sê okay. Ek gaan julle nou 'n vraag vra. Kom ons kyk of julle reg raai. Okay. Jy mal weet gedink ons dan hoe na klas. Jy's 'n Suid-Afrikaanse man. Gaan nou 'n paar scenario's skep. Jy's 'n Suid-Afrikaanse man en jy gaan werk in kies 'n land waar jy graag sou wil gaan werk.
America. Okay, So, America. Okay. Let's make America great again. Land of the brave. Yeah. Ja, omdat America nou hierdie free country is, ontmoet jy 'n Ierse meisie. Okay. Okay, ook 'n bietjie complicated. Ja. Okay. Spice it up. Smoor verlief en julle trou toe nou in Vegas. Nice. Wat gaan van toepassing wees? Hoe gaan dit werk? Toe kom jy nou agter na 3 weke, sy tel ook nie haar sokkies op nie en jy het gedink sy gaan haar sokkies optel, maar sy doen toe nou nie. Watter reg is van toepassing? Gee vir ons 'n Phone a friend. Ja, we wonder for Hoe was dit weer miljonair? Gee vir ons 'n wenk man. Okay, wag. So vir jou as 'n Suid-Afrikaanse man watter wet is van toepassing op Ja, julle skei nou, nê? Julle skei nou. Want nou huwelik sal ons nie in Suid-Afrika geregistreer wees nie omdat jy in Vegas getrou het. Ja. Liewe jemmel, ek weet nie, vertel. Jy het ook nou nie 'n kontrak geregistreer nie, want dit was so lekker in die ingewing. Ja. So hier is nou nog die ding wat dit gaan seker dalk hoor luister iemand hierdie podcast en challenge iemand dit. Jy vat die domicilium. Domicilium beteken waar jy vandaan kom, van die man aan. Nee. Dom. Wel, dis die default setting. Ja. Vir omtrent alles is die man So in daai scenario, default. Julle is apparently julle Come mans. Come Maar, on. nee, ek sê Somebody wat, needs to ek sê- represent. ja, so dis waar Sorry Denise, kyk hoe gooi ek 'n haarbal uit soos my kat. Please, Brad, don't make me do it. Don't make me do it. ja, sê vat die domicilium van die man aan. So dit beteken al die wette vir die Suid-Afrikaanse wetgewing om troues en wat ook al is wat 'n arme Ierse vrou nou moet deurmaak. Presies. om So te jy's ontbind. outomaties binne gemeenskap van goed getroud. So sy dalk 'n eiendom by haar pa geërf. It's mine now. Ja. No. It belongs to my country. So nou, Denise, is daar lande want baie mense wat hier dalk mag luister is dalk Afrikaans maar hulle sit in 'n ander land waar dit nie so werk nie. Hoe vind ons uit wat is daai land waar jy sê net maar Australië, Nieu-Seeland, Engeland, wat ook al. Hoe vind ons uit wat is hulle outomatiese setups? So ek dink die regte antwoord is moenie dit doen nie, gaan vind uit wat die implikasies is. Want onthou as jy 'n kontrak, kom ons sê nou jy's in Australië en sy's van Nieu-Seeland af, byvoorbeeld. Jy en jy's 'n Suid-Afrikaner, nê? Nee? Dan moet jy uitvind hoe moet jy jou huwelik registreer in daai land? Vir daai land se wet om van toepassing te wees. En watter kontrakte moet jy sluit en wat is die gevolge as een van julle sou doodgaan, want jy kan dit override. Verstaan jy? Maar as jy bloot net gaan trou en jy het nie hierdie vooraf huiswerk gaan doen en gaan bepaal, so die scenario wat ek geskep het is bloot net jy spring in die ding, jy het in Vegas gaan trou en jy het glad nie gaan uitvind, want jy kan gaan kies in terme van watter land se wet wil jy van toepassing hê. As jy 'n voorhuwelikse kontrak, dan kan jy haar Ierse goed gaan uitsluit en jy kan jou Maserati in jou villa waar ook al gaan uitsluit. Jou gasteplaas in Suid-Afrika Yes. wat na jou toe gaan kom is uit. Yes. So weet maar net die domicilium van die man vat voorkeur. Altyd. As jy nie daai HVK en ANC en al daai ABW's en al daai goeters van so jy moet. Okay, so nou wat gebeur? Nou het jy voor die notaris geteken, jy het die goedertjies uitgefigure met die HVK, HKGK. Ja. Aansien, Die letterbedeling. As jy dit nie binne 3 maande registreer of binne 6 maande as jy 'n destination wedding het, wat gebeur dan? Ek dink jy's binne gemeenskap van getroud. Dan is dit nie geldig nie. Tensy jy dan nou ons So al die werk, al die bring om geld. te sê iemand die trok wat die goed van die aktes kantoor af, want daar is sulke gevalle nê. Ja? Op 'n stadium toe, ek kan nie lekker onthou was Johannesburg of het hulle Pretoria, Johannesburg of hulle toe hulle split.
Toe ry al die aktes nou van die een dorp na die ander dorp en toe, ek dink die trok het gerol of iets het afgewaai of iets soos dit. En ons van die aktes toe nou weg. So as jy nou kan bewys, verstaan jy? So dan moet jy nou bewys, jy weet, jy het dit gefile en jou leer is bloot net weg of wat ook al. Jy weet of daar was 'n vloed by die aktes kantoor en jou leer was nou daarin. So dan het hy trok omgeval? Jy. Daai is not applicable in hierdie gesprek nie. As jy getroud was en jou eiendom se akte was op daai trok, dan is dit relevant. Maar ons gaan nie nou, maar daar het 'n trok gerol. So nou iemand luister hier, hulle was nie aware van al hierdie verskillende opsies. Binne gemeenskap, buite gemeenskap, sonder aanwas, sonder die insluiting van aanwas, met die insluiting van aanwas, daai 3 nie. Kan hulle, sê nou maar, een van die 2 getroud wees en agterna dit wysig? Ja. So jy kan wat ons noem 'n aansoek doen vir 'n post-nuptial agreement. Ja. Okay. 'n Pownap. Ja, wat die Amerika, jy het mos Amerika te gaan. 'n prenup, sign the prenup. Prenup en 'n pownap. Ja, post. Sorry, jammer, dis nie 'n lag. Dis nie 'n lagsakie ouens hierdie. Ja, was maak of breek vir sommige mense. Ja, so jy kan 'n kom ons sê 'n nahuwelikse kontrak of 'n post-nuptial agreement aangaan. Dit kos jou omtrent tussen 30, want is 'n Hooggeregshof aansoek, advokate, jy moet advokate brief op dit en. Maar nie net een party kan dit doen nie. Dit moet albei wees. Yes. So daar's nou nie 'n skelmstreekie en 'n ding wat jy kan nou gaan doen nie. En in so 'n scenario moet jy tipies dan nou bewys dat elkeen in hulle eie scenario reg is en die goed reg verdeel is. As een gade byvoorbeeld, kom ons sê nou jy het al met iets gedraak en sy sê net, "Waar moet ek teken?" of wat ook al. Dan dit is 'n volledige hofaansoek wat gebring word en die hof moet bevredig wees dat albei partye in 'n goeie posisie is en een nie bevoordeel word bo die ander een nie. Jou redes moet jy aanvoer hoekom jy dit doen, maar dit kos jou tussen 30 en 100 000 om so. Liewe jemmel baie mense. Dis voor huweliks. Doen dit maar net voor die tyd, is wat jy basies sê. Voor huweliks, kom ons sê R3000 max vir 'n gewoonlik is dit wat dit kos vir 'n prokureur om vir jou 'n voorhuwelikse kontrak te doen. Denies kinders. Jy het 'n bietjie vroeër ietsie interessant genoem van die impak van kinders op 'n huwelik, want ek dink dis ons praat net van die finansiële kant, nê. Baie mense wil dadelik afhangend van hoe oud hulle is toe hulle nou trou, sommer wegspring. Ja. Van die finansiële kant af, wat moet 'n mens in gedagte hou vir die voorsiening vir kinders? Wat belangrik is wat baie mense nie eers aan dink nie, maar wat voor jou beland wanneer jy met mense praat en hulle finansiële sake probeer uitfigure en kyk. So ek wil een ding net gou noem en ek gaan nou terugkom na die kinders toe. Jy het nou gepraat van ons het gepraat oor huweliks, jy weet die troue beplan en blomme en rokke en hare en al die goeters. Ek het 1 of 2 sulke jonger kliënte wat het sy geërf het of al in hulle eie finansiële reg al baie geld in hulle naam het, wat ongetroud is, wat nou dalk, en ek het een so kliënt wat nou binnekort gaan trou en ons het hierdie hele gesprek gehad. Sy vra toe vir my die vraag, jy weet sy's baie in 2, moet sy en die, jy weet ou nie net Mauritius toe gaan en lekker die wat wil kom en hulle eie vliegkaartjies, ja. En ek sê toe vir haar, dink so daaraan. As jy 300 000 en 300 000 seker is nie meer baie in vandag, julle weet seker nou mooi met al hierdie praatjies wat julle gehad het, maar as jy 300 000 rand op 'n troue spandeer, een aand, jy dalk die foto's na die tyd en 'n mooi videograaf wat vir jou dit geneem het, my nie verkeerd verstaan nie, dis 'n spesiale oomblik nie, maar jy 300 000 rand op 'n troue spandeer, dis 'n 10% deposit toe op 'n 3 miljoen rand se huis. Sure. Sal jy daai 300 000 rand nou aan blomme en konfetti en 'n rok spandeer? Nee. Ja. Less is more, nee. Ek dink ons is in 'n society wat jy amper half goed doen om iemand anders te impress. Ja. Nee. Keeping up with the Joneses, maar die Daar Joneses, sy. weet jy wat jou naam is? Ek het nou 'n podcast geluister met Morgan, ek dink is Morgan Housel, groot finansiële ou, en hy praat eintlik oor die emosionele kant van geld. Baie lief om sy goed te luister en hy het gesê niemand gee om met watter kar jy opdaag nie. Hy het sy eie probleme. Hy worry nie oor jou kar
Verstaan jy? Of as hy beïndruk is dit vir 2 sekondes dan gaan hy aan as sy eie. Presies. En ons statistiek in Amerika, as jy die lotto wen, is daar 'n 85% kans dat jou buurman bankrot gaan. Keeping up with the Joneses. So ek wen die lotto, en nou koop ek hierdie lekker kar en goed, dan gaan my buurman bankrot want hy het al hierdie lekker goed gesien. Afshow. So net om daai ding, die boek op daai ding toe te maak, dink mooi oor hoeveel geld jy spandeer op 'n troue. Dis 1 dag. Ek sou sê gaan spandeer bietjie meer geld op jou foto's, daai tipe van goeders, maar meerderheid van die mense gaan dan sit en sê, dit was warm hier binne. 'n Ander ding wat ek ook baie vir jonger mense sê is, jy is so behep met, die blom is nie 'n musky pink nie. Niemand sit by jou troue. Die mense wat jou troue geniet, hê 'n goeie DJ, hê 'n lekker dansbaan. Die mense gaan nie sê, kyk hierdie verkeerde skakering van pink wat hierdie blom is hier. Besluit wat waardevol is. Choose your battles. En ten minste spandeer R3000 op jou voorhuwelikse kontrak. Sure. Dis die eintlike finansiële advies. Okay, kinders. So die realiteit is kinders kos geld. Hoe praat jy? Okay. Die braai 3, 2 sommer twins. Heer, dis daar Op dieselfde kyk jy. Hoe oud is hulle? 7 jaar oud. Okay, ja. Soms 'n bietjie uit die drif uit, maar daar lê nog Mount Everest voor. Shame. Ja, shame, nee. So ons sien baie uit. My hart bloei vir jou. Nee, ons is nie kwaad vir julle nie, moenie. Dis is mal vir julle. Ons sien uit vir daai berg. Ons leer nou, ons kry nog gereedskap om die berg te klim. Ja, so ek dink maar eerstens dit sit baie finansiëel. Kinders is pensioenvreters. Nee. Wag. Pensioenvreters. Want ek weet nou nie, ek het nie dogtertjies, ek het 2 seentjies. Sure. Maar so jonk is wat hulle is, hulle wil nie meer 'n IC Cummins tekkietjie dra nie. Nee, hulle skaai met die regmerkie. Just do it, mama. Just do it. Nee, ons hoor jou. Ja, so ek dink dit sit finansiëel baie die druk op. Ons praat baie daaroor in RSG Finansies om te sê hoe vroeër jy begin spaar en. Ek dink as jy jou kind op 'n mediese fonds kan sit, jy kan aanhou spaar en leef soos wat jy leef. Kyk, hierdie is 'n moeilike gesprek nie, want kinders bring verskriklik baie vreugde. Moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek spot altyd en sê as ek my tweede en eerste gehad het, dalk nie nog een gehad nie, want maar daar is ook insurance policy sê nie net op die finansies maar op die actual kind. Jy kry jou eerste kind en jy skwaai lappies, jy dink, ek kan hierdie weer doen. Dan kos laat die tweede, soos so hulle geval. Ons laat die twins jou of ons laat 'n wille kind jou so. Ja, jy moet maar ek meen jy moet finansiëel, ek dink dit is 80% 'n finansiële besluit. Ek dink jy moet dink om te sê, want ek dink jy gaan nooit finansiëel reg wees om kinders te hê nie. Maar ek dink nie jy moet jou finansies so laat bloei en jy kan dit nie bekostig nie. Ja, jy gaan bietjie 'n dip vat en allerlei tipe van goeders, maar jy moenie jou eie finansiële beplanning agterlos nie. Begin ten minste R500 'n maand vir elke kind spaar vandat ons het dit gedoen. Van babatjie tyd af van haar. Ek dink my kinders is dalk hulle gaan baie ryker as ek wees die dag as hulle 20 is, want ons het vir hulle belastingvrye spaarplanne uitgeneem in hulle eie name. Sure. R500 net waarmee, en ek meen, hier's nou waar jy die luxury bietjie moet prys gee. Jy weet, ry nou maar Renault in plaas van 'n BMW of wat ook al. Ja. Maar jy moet seker goed prys gee. Choose your battles. Ja, en kyk, ons maak altyd die grapjie om te sê 'n man is nie 'n finansiële plan nie. Wat? Nee, 'n man. Nee man, wat 'n man is nie 'n finansiële. Ek like jy vir jou nie, maar hier's tog gaan hierdie truth bombs nê. Hierdie klas van ons is 'n bietjie dis meestersklas. Maar die realiteit is, ek dink jy moet so mooi na jouself kyk, want jy moet jouself die vraag afvra. Ek dink baie kulture kyk bietjie anders daarna wat hulle sê hulle kinders is hulle pensioenplan. Ja, mense maak insurance policies groot in die kinders nie. Kom jou kinders nooit van die grond af nie en dan sit jy iewers daar in 'n agterkamertjie. So jy moet eers na jouself kyk om te sê ek gaan nie myself so te nakom. En dit gaan nou dan na albei kante toe. Moenie jou kinders so van die wal af in die sloot in help dat jy op die ou end van die dag
saam af in die sloot ingetrek word nie. So jy koop jou kinders finansiëel. Dis simpel goedjies soos buig die boontjie terwyl hy nog jonk is, nê. Ons kinders weet nie van kontant nie, nê? Want wat doen ons tap die kaart? Kykie, Ja. praat jy. So ons kinders weet nie van hier's R100 en 'n ding kos R50. Weet jy wat sê ek my kind eendag af toe hy iets wil hê? Nou sê ek vir mami, dis nie in mami se begroting, hy gaan doen net nog 'n gig mami. Toe Regtig. kyk ek hom so toe gaan ek, dude, weet jy wat vat dit een om die gig geboek te kry, 2 jelle. om 'n betaling te negotiate, 3 om 'n betaling uit die kliënt uit te kry en dan uitrustings, dit's goed wat jy uit daai fooi uit moet betaal. So die brasse oplossing, soos jy sê, hulle is nie bewus nie. Ons koop net die kos, ons koop net die klere goeders. Toe skap hy vir my, gaan doen nie nog 'n gig. Solomon, gaan doen nie nog 'n gig. Ek dink Hy praat nie sakgeld. Afrikaansie. Sakgeld. Kyk, ons moet ook nie die fout maak. Jy moet vir jou kinders sakgeld in 'n bankrekening inbetaal. Want die realiteit is hulle gaan nie That's what I do. Juffrou kry 'n sterretjie vir daardie. So jy moet jou kinders ook met die tye waarna ons is, equip. So hulle moet 'n bankkaart hê, hulle moet verstaan wat beteken dit ensovoorts. Nice. Maar taakies, gee die honde kos. En ek gaan jou 3 keer herinner want hulle moet maar, ek meen ons wil ook nou nie ons kinders in hel en soldate grootmaak en al die tipe goed nie, maar keuses het gevolge. Dis hy. Dis die belangrike ding. Soos jy hierdie kar op skuld gaan koop, eendag as jy nou 25 is en jy sit 'n balloon payment op hierdie ding, dit het 'n gevolg. Net soos as jy 'n taakie het waarvoor jy sakgeld kry en jy voltooi nie jou taakie nie, ou perd, R50 middag. There we go. As hy. Goed soos ek doen met my kinders byvoorbeeld, Asseblief, deel. ons sê goed soos byvoorbeeld ons begroot nou vir Kersfees, elkeen kry R1000 vir 'n Kersgeskenk. Dan sê ons nou, dan gaan ons nou lekker Mall of Africa toe. Ons weet wat jy met R1000 kan koop. Jy kan nou nie baie meer dit koop nie. O, dan waar jy koop as jy China Mall toe gaan. Ja, so die waarde van geld is verskriklik belangrik om 'n kind. En hoe leer jy dit? Jy moet dit prakties toepas. Dit doen. Okay. Soos elkeen het R1000 vir 'n Kersgeskenk, maar Boeta wil nou Portox hê. Nike Toxe, die een met die regmerkie, nê? Nike Tox kos 1500 of 2000 of wat ook al dit nou kos. Dan sê jy, okay, kom mamma, gaan gou, kom ek wys jou hoe lok ons in jou bankrekening in. Sure. Jy het R800 in jou rekening want jy het nou jy bly verniet, jy ry verniet. Okay, so jou spaargeldjie of jou sakgeldjie hoop nou lekker op. Selfs as jou kind snoepie toe gaan, Daar vat jou gebeur. eie kaart. Ja, dis hy. Jy het mos sakgeld. En as dit op is dit op. Dan sê ons, okay, hier is jou R1000 en in jou kaart het jy R800. Ek is nou baie jammer, maar jy kan net 'n ding koop van 1800. So, of jy moet 'n ander toks kies. Moenie buig op dit nie. Dit's moeilik. Ons is lief vir hulle en ons wil vir hulle die beste gee en jy maak daai fout om te sê ek gaan vir hulle gee wat ek nooit gehad het nie, nê? Ja. Denise, kom ek sê vir jou, so by my kinders se skool is daar obviously die snoepie en hulle het hy snoepie kaartjie. So obviously het ons begin met bietjie te veel opsit per kind, you know, sê byvoorbeeld R100 vir die sê vir 'n week. En nou is dit by R100 vir die maand. So nou moet hulle begin uitwerk, you know, ek het net R20 vir die week. So ek kan nou net een keer koop in plaas van elke keer. You know, elke keer. So nou as jou kaartjie, ek kry 'n e-mail wat sê jy moet nou top op en dan sê ek net, you know, ek het die e-mail gekry. So nou moet jy wag tot volgende maand toe. En dis sulke klein goed soos wat jy noem, you know, wat 'n mens net prakties kan doen met jou kinders. Pak jy 'n kosblik vir jou kind of pak hulle saam met jou die kosblik. Obviously koop ek die nartjies en die druiwe en die brood en dit is in die huis. Maar weet jy wat? As jy nie die tyd gaan vat om my te help om vir jou kosblik te pak nie, is jy honger môre. Sê my kosblik is jou kosblik. Ek is ook honger partykeer, ek het vergeet om vir my kosblik te bak. Weet jy, dis nie ek maak dit jou probleem nie. Ek bel jou nie en hy sê ek die kos nie. Denise, ja, so dit is beginsels gewys. Beginsels. Ja, is baie belangrik. Hoorie, ons wil nog lekker gesels met jou. Mag ons met jou 'n ander afspraakie maak want Ons kan regtig. Ek dink hier's baie goed wat ons nog nie gedek het nie want ons het 'n bietjie ons aandag afgetrek geraak met die een wat great is want ek dink hierdie is 'n gesprek wat nie 'n einde het nie omdat ons so ongelooflik finansiëel ongeletterd is as 'n samelewing.
jy noem van emosies, ons sit emosies op die tafel en eintlik moet ons dit skei. Ons weet nie hoe om dit te doen nie. Ons weet ook nie, sê nou maar as man of vrou, hoe om met ons lewensmaat of voornemende lewensmaat hierdie gesprekke te voer in 'n manier waar ons dan nou by 'n plek kom waar ons saam is. En ek dink misverstande gebeur so baie want ons het nie die taal. Ja, of jy gebruik nie die regte woorde nie. Ja, of jy het net daai mediasie persoon nodig om te sê, hoor jy dis wat die persoon sê, daai tipe van ding. Ek kan onthou, ons het by Gustaf en Elna Miller, wat daar in Pretoria is, dat ek en my man so voorhuwelikse en dit het geweldig worde. Ek meen daai uur of 3 wat jy daai Saterdag afgestaan het. Ja. Dit het verskriklik, ons gebruik nou nog van daai goed. 100%. Baie paartjies doen skaam om dit te doen. Hoekom? Of nie net dit nie, nê. Dak Shepard, daai ou Christiane Bell. Ja. Sy is mos hierdie komediant, blonde ditsie, nie blond dits nie, maar sy speel altyd sulke ligte karakters en hy is bekend daarvoor dat hy ook deur baie geweldige goed gegaan het, baie depressie en ook verslawingsgoeders. En hulle tweeetjies het eendag ietsie genoem. Hoekom hulle gesond bly? As hulle gaan sien nie die terapeut wanneer hulle op skei staan nie. Ja. Hulle doen relationship maintenance. Precies. Die heeltyd. So hulle gaan sien die heeltyd 'n eksterne persoon om met hulle te gesels oor waar ons nou. Dis soos wat ek nou hier hoor en dat ek dink ons op 'n ander plekke bespreek, nee Solomon, is hoe ons die huwelik soos 'n besigheid benader. Nou. Ja. As ons dit so doen, jy weet hoe min mense is entrepreneurs en besigheidseienaars. So hulle het nie die taal of die vermoëns of die opvoeding om hulle huwelike dus ook so te bestuur nie. Ja. Om elke maand, week, jaar of wat ook al in te check, doele saam te stel. Yes, dis soos aftrede ook. Ek meen dit is nie, jy gaan nie net 1 jaar R10,000 'n maand spaar en nou het jy vir aftrede gespaar nie. Jy moet dit vir 30 jaar. Do you know what I mean? So dit is dieselfde beginsel. Ek meen en ek dink daar is so baie goed nog verder om oor te praat, soos saam bly. Bly jy saam? Jy. Wat is die implikasie? Wie betaal wat? Ja, en nou bly jy 13 jaar saam met hierdie persoon gebly. En dat jy niksie van ons wette sê jy's niksie Ja. sonder 'n kontrakkie. Presies, en wat moet jy in plek kry, want dit is nie, knowledge is power, nê. En moenie skaam voel om vrae te vra nie. Ek dink daar's in beginsel is 'n fout. Jy moet eintlik as jy vir jou maat sê, hoe kyk jy na geld? Spaar jy? Het jy al ietsie? Jy weet, ek wil verstaan, waar is jou bankrekeninge? Ek wil 'n bold statement maak. As jy nie openlik daai gesprek kan hê nie, dit is 'n baie groot rooi vlag. Moenie trou nie. Dis 'n baie groot rooi vlag. As jy nie openlik, selfs as hy nie vir jou kan sê, hoorie, ek voel nie gemaklik, kan ek 'n bietjie daar gaan dink en dan kan ek terugkom en ons kan hierdie gesprek verder hê, maar as dit bloot is, ek gaan nie met jou hieroor praat nie. Ek as die man, is nie ek my bestuur die besigheid geld nie. Rooi vlag. Of vice versa. Ja, vice versa. Ek meen, dinge se ek dink ons moet ophou vir algemeen. Ja. En ons moet ook ophou soos hy vroue wees wat impuls aankopies gaan doen en dit wegsteek vir jou Precies. maat, want as jy daai gedrag of daai mentality al klaar het, dan sal al klaar onderliggende ander probleme. Precies. Daai is maar net die simptoom. So jy moet bietjie vryheid hê. Ek gaan nou nie regtig sê wat my fondsie se naam is nie, maar ek het so. Nee, sê vir ons Nee. Is dit die naam So wat ons moet F jou fondsie. Verstaan jy? So dis geld waarvoor ek nie. Look at you. So dis geld waarvoor ek nie vir rekening hoef te doen nie en ek hoef nie vir jou te antwoord het ek my naels of my hare of wat het ek daarmee gaan doen nie. Jy moet daai ruimte hê. Ek meen ek wil ook nie my man nie as 'n polisieman hê. Verstaan jy? Of die vrou nie. 2 sent en wat ook al nie. So jy moet bietjie ruimte hê. Ek gaan weer sê wat ek net begin sê, jou okay is my okay nie. Maar julle moet 'n okay kry wat okay vir julle is. Okay. Verstaan jy? So ja, daar's regtig baie om gesels daaroor. Ja, en miskien kan ons ook nog 'n paar vrae kry van die luisteraars. Ja, ons het niks gesels oor beleggings en hoe spaar jy saam en al daai. Hier is die move. Daar's 'n klomp goed wat ons nog moet bespreek met Denise. Ons gaan weer met haar plan maak, maar in die meantime moet jy vir ons 'n e-pos stuur. Eloise@rsg.co.za. Eloise by rsg.co.za. Dis die maklikste way. Of so los 'n comment hier onder, maar die maklikste way is die e-pos, dan weet ons het dit nie, want ek dink dis baie belangrik om hierdie goed voor die tyd te bespreek en as jy al klaar in dit is, vra nog steeds sy vraag van miskien kan Denise vir jou antwoord en as Denise kan nie, gaan ons iemand anders kry wat sy na ons toe kan verwys want sy ken die mense, sy's connected met die mense, né? So hierdie episode wie jy once again, ek dink ek is op hierdie rype ouderdom van amper 50.
is hier goed wat nou vir my hier uitgekom het en I'm like, maar ek is aan omring met kennis en ek praat met kenners. Hoe de julle is hy nog one time a blind spot? Because that's life. Jy kan nie alles weet nie. That is life. Kyk, ek het, soos ek vroeër genoem het, ek het iemand verloor, familielid, en toe sien ek 'n ander kant van familielede, en as gevolg van dit het ek en my vrou geforseer om amper te sê, kom ons gaan sit stil, kom ons kry die testament, kom ons kry die boedel, kom ons kry al die papierwerk in plek, sodat dit nie die geval gaan wees, in geval ons in 'n ongeluk sterf of wat gebeur nie, maar is altyd beter, en ek hoop dat die gesprek mense gaan forceer om iemand te gaan sien soos Denise. Ja, en ons kry baie keer die grap wat een van die partye sê, maar ek wil nie vir die een geld los nie, want 'n ander man gaan met my Hilux rondry of wat. Nee, ek met hyne vir nee, wag, ons gaan hy scenario, dis een so, van ek sê altyd in daai geval, wil jy jou vrou of jou man forceer om so min te hê dat hulle so verleë is om vir geld met 'n ander party. En die antwoord is nee. Jy koop hulle. Ja. Kykie. Ja. Nie finansiële advies alleen, ek dink daar's altyd 'n underlining mentality of 'n ding, 'n hartsaak met alles die. En wat vir my uitstaan is om nie die goed in plek te sit nie, is die wreedste ding wat jy vir jou lewensmaat kan doen. Om nie hieroor te praat nie, is die wreedste ding, wat die mees onliefdevolste ding, eintlik, kom ons sê dit, die haatlikste ding, wat jy vir 'n geliefde kan doen, is om nie hierdie gesprekke te voer nie. Want die butterflies, hulle is nou dalk information, maar môre is hulle nie, maar die kontrak bly staan, die arrangement, die ooreenkoms, maar net as jy adult, kyk, en as jy nie adult genoeg is in my nederige opinie om hierdie gesprekke te hê nie, dan is jy nie adult genoeg om te trou en kinders te kry nie. Ja. Nee, kyk, al doen jy dit alles hulle 40 jaar getroud. Nee, is nooit te laat nie. Is nooit te laat nie. So, join ons by die volgende ene, want ons weer truth bombs galore. Denise, baie dankie vir jou tyd. Dis 'n plesier. Ja, dankie vir die geleentheid. Ek dink ons gaan ook hier onder jou e-mailadres en goeie sit dat mense. Dis ek dink hierdie goed is so belangrik om oor te praat en dis waardevol hierdie gesprek. Verseker. Ouwe, tot die volgende een. Lekker trou buite gemeenskap. Basically, as jy ding wat uitstaan buite, nie binne. Dis al wat jy onthou. Jy mag lepel lê, maar jy gaan buite trou. Ons bedoel nie buite in die son en onder buite gemeenskap, want asseblief. Julle. Die tegniese versorging van al die Trou is nie perde koop nie episodes is meesterlik deur Eshwin Klassen behartig. Dankie meneer vir jou magic wand.